Welkom by vandag se oordenking. Ons kyk nog na Paulus se briewe en na die tweede brief aan die gemeente in Korinte en hierdie brief is na konflik. Nou ons het gister in hierdie week bietjie gekyk na die eerste brief en dele uit die eerste brief, maar dan besoek Paulus die gemeente tussen die eerste en die tweede brief, maar dit het nie so goed afgegaan nie. Inteendeel die eerste brief was om vir hulle te sê, hoor, die dinge gaan nie goed nie, julle veroorsaak chaos, toe gaan besoek hulle. Dit werk ook nie goed nie. En dan skryf hy hierdie tweede gedeelte, hierdie tweede brief. En amper meer konflik het ontstaan vandat hy daar was. Nou hoor net in 2 Korintiërs 3 vers 1 tot 4. Hy sê, begin ons weer onsself aanprys, of het ons miskien soos party ander mense aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig. Julle self ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan. Het is tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Ons sê dit omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God. Wow, ons bekwaamheid kom van God. Sien, ek dink wat die mense gevang het van Paulus is hy het homself gedownplay, hy was nederig, hy het nie daar aangekom en windlawaaierig nie, hy het die hele tyd gesê, julle, ons is niks, ons is min, God is alles, en hierdie ouens, dit het amper gemaak het hulle hom nie aanvaar nie. En nou kom hy weer en hy skryf weer vir hulle, en hy sê, ons bekwaamheid kom van God. Hy sê, dit wat jy doen, jou CV, wat almal lees, jou credentials, wat almal so moet impress, kom van God af. En hoe waar is dit in my en jou lewe? Lewe ek en jy asof ons met daai bewustheid van alles wat ek het is net genade. Alles wat ek het is net geleen. Die paadjie wat ek stap het God vir my uitgewerk en of leef ek en jy met kyk wat het ek gedoen? Kyk wat het ek bereik? Kyk hoe goed doen ek? Kyk hoe doen my kinders? Kyk hoe doen daai? Kyk my mooi vrou, kyk my mooi man. Gaan dit oor my en jou wat dink ons het iets bewerkstellig? Paulus kom roep ons tot orde. Hy sê moenie soos hierdie gemeente in Korinte wees nie. Besef ons bekwaamheid kom van God. En wat Paulus hier doen en sy hart breek amper vir die gemeentes. En miskien het jou hart gebreek as gevolg van 'n gemeente en ons harte breek soms vir gemeentes en dit wat hulle doen en dit wat hier gebeur, want soveel mense kry seer wanneer die fokus nie meer Jesus is nie. Wanneer dit gaan oor watter gawes wie aanwend, hoe hulle dit aanwend en die amper sê die smoke and mirrors van sommige kerk en gemeentes. Paulus kom breek al daai goed af. Hy sê julle die een wie ons volg, het ons geleer om vrygewig te wees. Die een wie ons volg, het ons geleer om lief te hê ten spyte van ons koning het aan 'n kruis gaan hang vir ons. Ons koning het op 'n donkie ingekom. Ons koning het voete gewas. Paulus kom wys vir ons. Julle, hierdie gaan nie oor hoe hoog ons gaan nie. Dit gaan oor die een wat ons aanbid, wat hoër is bo alles. Die naam bo elke naam. En selfs hierdie ou, toe hy gesukkel het, toe hy vrae gehad het, skryf hy hierdie in 2 Korintiërs 12 vers 8 tot 10. Hy sê 3 maal het ek die Here gebid dat hy dit van my geneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is ek sterk. Watter deel van Paulus se woorde roer jou hart? Waar moet ek en jy minder wees, sodat God meer kan wees in ons lewens? Kom ons bid saam. Here, dankie vir die gedeelte. Dankie dat Paulus nie wegskram van konflik nie, en toe hy sien maar hierdie ding is nie opgelos nie, hou hy aan. Maar Here, ons weet dis U wat hom gelei het. Ons weet dis U wat deur die Gees vir hom aangemoedig het en aan laat hou het om mense te leer. Mag ons vandag weer opnuut leer en besef, miskien is daar iets in ons lewe wat ons het oor meer as oor U laat gaan het. Oor ons aansien, oor ons wil, ons wee, dit wat ons wil bereik, in plaas van Here, wat U wil, wat U wee. Mag ons vandag weer ons lewens, ons besittings, ons tyd, ons geld, die mense vir wie ons lief is, weer vir U kom neerlê en sê, Here, dankie vir elkeen van hulle, dankie vir alles wat ek het, maar ek besef, dit is alles uit genade, en my bekwaamheid kom van U af. Dankie dat ons U gawes, wat U vir ons gee, met mekaar kan deel, en dat dit tot stigting van 'n gemeenskap en gemeente kan wees. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n geseënde naweek beleef. Onthou ons dienste in persoon,
al lank alweer 9:15 in die oggend en 6:00 in die aand, maar andersins op hierdie platform. Miskien is jy fisies te ver van ons af en jy kan saam met ons op hierdie platform nog steeds ons dienste bywoon, oggend en aandreeks en so saam die naam van die Here groot maak en meer uit sy woord leer. Lekker naweek, totsiens.